So ek nog nogal vanoggend toe post ek 'n video oor hoe oulik dit is om verskillende karre te ry elke liewe dag. Wat ek nog steeds gaan post, maar laat ek julle gou 'n ding vertel, want ek sê toe vanoggend oor hierdie Audi A4 wat ek die ekstra mile gaan. En die kliënt kom haal toe vandag sy kar en hy sê, ek sê vir hom, okay, wat ons alles gedoen het, ons het die immobilizer liggie vir hom doodgemaak en ons het vir hom 'n sleutel gesny en wat is die rede hoekom die liggie geflash het en as hy wil kan ons vir hom die ABS liggie doodmaak. Baie nice en onskuldig. En hy sê, nee, maar dis nie kom die kar hier is nie. Die kar is hierso, want nou en dan staar die kar nie. En dis intermittent, so hulle kan nooit sê wanneer nie. En dis hoekom hy eintlik hier is. En die duplikaats, dis omdat die liggie flash, maar dit gaan mos die probleem oplos. Ek sê nee, maar bra, bypass is bypass. As die immobilizer gebypass het, kan dit nie nou werk en net nou nie. So jy sit 10 teen met 'n ander probleem. En hy sê, good, dis ek ook hier so gery het. Ek sê, maar dan moes jy dit gesê het. Moenie vir ons vra vir 'n duplikasie. So as jy dit wil hê, moet ons heeltemal reverse en dan kom ons begin voor. Ek het klaar vir jou sleutel gesny. Ek het die transponder aan, dit probeer programmeer. Ja, whatever, fokke, julle ken die storie. As jy nie die storie ken, gaan check die ander video. So, kom ons start fresh. Ek gaan die kar moet diagnoseer. Ek weet hy's gebypass. Ek weet hoekom die liggie flash. Maar hoekom my intermittently nie start nie, weet ek nie. Maar ek kan hier nou sê, dis 10 teen nie die immobilizer nie. Want bypass is bypass. Jou kar kan nie nou gebypass wees en net nou nie. En dan ewe skielik is hy weer gebypass. Dit maak nie sin vir even as jy nie 'n tegnikus is nie. Maar either way, so ons het nou ooreengekom, ons gaan 'n proper diagnostics doen. Tot die skok van die kliënt. Hoe durf jy 'n diagnose doen as ek kan bring vir 'n duplikasie? Okay, maar is fyn. Ek verstaan dit. Almal verstaan nie die goeders nie en ek dink die meeste mense volg nie aan. Merry-go-round. Okay, interessant. Ek weet die lig is nie so goed. Ek sit nou alweer in die Audi. Ek ry nou alweer met die Audi huis toe. Ek het gehoop om vandag af te lewer en die geld te kry en klaar te wees. So al die liggies is dood behalwe die airbag. So maar either way, ons is back to square one. Ek gaan môre die liggie weer aan die gang kry, laat ons kan 'n proper diagnostics doen. So ons begin heeltemal vars. Maar ek kan jou amper beloof, ek het klaar 'n goeie idee wat fout is hierso. Party ouens bypass die ECU en dan skryf hulle 'n file op wat die tune verander. So dit is 'n standaard file. So daar's twee maniere om 'n ECU te bypass. Of jy skryf dieselfde file oor en oor en oor vir dieselfde kar, of jy vat die kar se oorspronklike file en dan modifiseer jy hom en dan bypass jy die data om dit nou simpel te hou, of ek noem dit 'n flash, en dan skryf jy terug na die ECU toe en dan ECU. Ja, die punt is daar's 'n kort pad en 'n lang pad. Ons doen dit altyd die lang pad. Of vir ons is die lang pad en die lang pad is die fokke regte pad. Dis hoekom ons 'n bietjie meer charge. Ek gee nie eens die opsies vir die kliënt nie. Ek doen dit, vir my is dit die regte pad. Elke kar wat ek reg maak ek reg soos asof ek my eie reg maak. Ietsie waarmee ek sal wil hê my vrou moet ry, of my suster, of my beste vriend se vrou. Dis so ek my elke job approach. Ja,
That's it. Laat loop ouens, geniet die aand.